is 'n boom. Woesh, woesh. Ek is 'n boom. Ek is 'n boom. Ek is 'n boom. Woesh. Wat doen jy? Ek is besig om te oefen. Ek kom gereeld na hierdie park toe en ek het al baie mense sien oefeninge doen. Maar ek het nog nooit sulke oefeninge gedoen nie. Waarvoor oefen jy? Ek oefen om 'n boom te wees. 'n Boom? 'n Boom. Hoekom wil jy 'n boom wees? Dis maklik, want ek wil vrug dra. Wat se tipe vrug wil jy dra? Die vrug van die Gees. OK. Ek dink jy kan oefen totdat jy eendag grys is en jy sal nie eers regte vrugte kan dra nie. Never mind tog die vrug van die Gees. Hoekom nie? Want die vrug van die Gees groei nie op bome nie. Nou waar gaan ek dit dan kry? Wel, jy kry die vrug van die Gees wanneer jy jou hart en jou lewe vir Jesus gee. OK, maar ek het dit klaar gedoen. Ek wil hierdie vrugte hê, so jy gaan my moet help. Dis nie vrugte nie, dis die vrug van die Gees. Dit is vrugte. Ek het in die Bybel gelees daarvan en dit het gepraat van baie verskillende goed. Ek het selfs vir my 'n lysie gemaak sodat ek dit nie moet vergeet nie. En die lysie het al die verskillende vrugte op wat 'n mens moet kry. Dit sê dit het liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid en selfbeheersing. Dis vrugte. Ons praat van dieselfde vrug, ja. Die vrug van die Gees, nie vrugte nie. Dit is een vrug met verskillende dele. Soos hierdie lemoen, as jy hom oopsny, dan het jy verskillende dele binne-in. Een lemoen met verskillende skyfies binne-in. Dit is 'n vrug wat verskillende dele in het. Dit is hoe die vrug van die Gees is. Nie baie vrugte nie, maar een vrug. En ons moet nie baie vrugte in ons lewe laat groei nie. Ons laat hierdie een vrug in ons groei met sy verskillende klein deeltjies binne-in. OK, dit maak sin, maar dit help my nog steeds nie om te weet om hierdie vrugte groei in my lewe nie. Dit is eintlik maklik. Wanneer ons Jesus in ons lewe innooi, dan kry ons 'n geskenk. Is die geskenk die vrug van die Gees? Nee, die geskenk is die Heilige Gees en die Heilige Gees help mense om goed en reg te lewe. Maar wat het die Heilige Gees te doen met die vrug van die Gees? Alles. Dis die Heilige Gees wat die vrug van die Gees in mense se lewens laat groei. OK, so hoe kry ek dan die Heilige Gees? Ek dink nie jy luister lekker nie. Ons het gesê, as Jesus in jou lewe inkom, dan kry jy 'n geskenk. Daai geskenk is die Heilige Gees. En jy het reeds Jesus in jou lewe, so die Heilige Gees bly reeds in jou. So wat jy moet doen, is jy moet die Bybel lees, en jy moet God beter leer ken. Jy moet tyd met God spandeer. Wag so 'n bietjie. Jy sê vir my ek moet tyd met God spandeer. Hoe gaan dit my help as ek tyd met God spandeer om die Heilige Gees beter te leer ken? Want hulle is dieselfde. God is 3 persone in een. God die Vader, God die Seun en God die Heilige Gees. Ons noem dit die 3-eenheid. OK, so wanneer ek God beter leer ken, dan leer ek die ander dele van die 3-eenheid ook beter ken. Ja, jy verstaan dit reg. Uiteindelik. So wanneer ek dan God leer ken en die Bybel leer ken en die dinge begin doen, dan sal die vrug begin groei in my lewe. Ja, dis presies hoe dit is. Ek verstaan nou baie beter. Hallo maats, welkom by vandag se onthouversie. En ons lees van die vrug van die Gees in die Bybel in Galasiërs 5 vers 22. Waar staan dit? In Galasiërs 5 vers 22.
En hierdie versie sê vir ons, die vrug van die Gees is liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid en selfbeheersing. So Galasiërs 5 vers 22 sê vir ons, die vrug van die Gees is liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid en selfbeheersing. Ek hoop julle onthou hierdie verse en ek hoop julle leer God beter ken. Julle lees wat die Bybel vir julle sê om te doen en julle leef dit uit sodat hierdie vrug ook in julle lewens kan begin groei. Kom ons sluit die oë en dan bid ons saam. Here Jesus, dankie vir 'n baie mooi dag wat U vir ons gee en dat U vreeslik lief is vir elke liewe een van ons. Dankie vir die geskenk van die Heilige Gees wat U vir elkeen van ons gee, wanneer ons harte vir U gee. Dankie vir hierdie geskenk, Here Jesus, maar help ons dat hierdie Heilige Gees se vrug in ons lewens sal groei, dat ons U beter sal leer ken en dat ons U hart bly sal maak met alles wat ons doen en uitleef. Ons het U baie lief, Here Jesus. Amen. Nou maats, tot volgende keer. Ek hoop julle het 'n baie lekker week. Bye bye.